Markus 14, vers 1 tot 72. En die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor 2 dae wees. En die owerpriesters en die skrifgeleerders het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. En toe hy in Betania was, in die huis van Simon, die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles, met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albaste fles, en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige, wat baie hulle self verontwaardig was, en gesê het, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop, en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. En Judas Iskariot, die een van die 12, het na die owerpriesters gegaan om hom aan hulle oor te lewer. En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het beloof om hom geld te gee. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasgas gesalf het, sê sy disippels vir hom, waar wil u hê moet ons gaan klaarmaak, dat u die Pasga kan eet? En hy stuur 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe, en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom, volg hom, en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer waar ek met my disippels die Pasga kan eet? En hy sal julle 'n groot boefretrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga toeberei. En toe dit aand geword het, kom hy met die 12, en terwyl hulle aan die tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe het hulle begin om bedroef te word, en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek? En die ander een, is dit miskien ek? En hy antwoord en sê vir hulle, dit is die een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrewe is, maar wee daardie man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle, en sê, neem, eet, dit is my liggaam. En toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir hierdie baie uitgestort word. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrewe, ek sal die herders slaan, en die skape sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En Petrus sê vir hom, al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie. Daarop sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag, in hierdie nag, voordat die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe,
ek sal u nooit verloon nie. En net so het almal ook gesê. Toe kom hulle in 'n plek, waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl, ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid, dat, as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik, neem hierdie beker van my weg. Nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde. En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy kom vir 'n derde keer en sê aan hulle, slaap maar voort en rus. Dit is genoeg, die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En dadelik, terwyl hy nog spreek, verskyn Judas, wat een van die 12 was, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge. En sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelik na hom en sê, Rabbi, Rabbi, en soen hom. Daarop slaan hulle hul hande aan hom en gryp hom. En een van die wat daar gestaan het sy swaard uitgetrek en die diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. En Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag voor dag was ek by julle in die tempel besig om te leer en julle het my nie gegryp nie. Maar die skrifte moes vervul word. Toe het almal hom verlaat en gevlug. En 'n sekere jong man met 'n linnedoek om sy naakte lyf het hom gevolg. En die jong manne het hom gegryp, maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug. En hulle het Jesus weggelei na die hoëpriester. En al die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerders het by hom vergader. En Petrus het hom van ver af gevolg tot binne in die paleis van die hoëpriester en het saam met die dienaars gesit en hom by die vuur warm gemaak. En die owerpriesters en die hele raad het getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak. En hulle het niks gevind nie, want baie het vals teen hom getuig en die getuienisse was nie eenders nie. En sommige het opgestaan en vals teen hom getuig en gesê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in die 3de dag 'n ander een opbou, wat nie met hande gemaak is nie. En selfs so was hulle getuienis nie eenders nie. Toe staan die hoëpriester in hul midde op en vra Jesus en sê, antwoord u niks nie, wat getuig hierdie manne teen u? Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. En u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuienis nodig? Julle het die godslastering gehoor, wat dink julle? En hulle het almal hom veroordeel dat hy die dood skuldig was.
En sommige het begin om op hom te spoeg en sy aangesig toe te maak en hom met die vuis te slaan en vir hom te sê, profeteer, en die dienaars het hom met stokke geslaan. En terwyl Petrus onder in die binneplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoëpriester, en toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nasarener, Jesus, maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie, en hy het buite na die voorplein gegaan, en die haan het gekraai. En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle, maar hy het dit weer ontken, en 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileër, en jou spraak is net so. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie hierdie man van wie julle praat nie. En vir die tweede keer het die haan gekraai, en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon, en hy het in trane uitgebars.